Ek dink ons kom die laaste paar weke en ons het Paasfees gehad en ons het Jesus se kruisiging gevier en ons het regtig hierdie laaste maand sal ek sê het ons Jesus kom celebrate, regtig Jesus kom oplig en preke en woord gehoor net rondom wie Jesus is en is so 'n belangrike deel van ons lewe. Selfs hier by Hallo Kerk is ons visie is om mense te bereik met die boodskap van Jesus. Nie seker of jy dit weet nie, maar dis die bestaan van ons. Dis ons visie, dis wat ons wil bereik is, om mense te bereik met die boodskap van Jesus. En dit is so vir ons belangrik om hierdie boodskap van Jesus te verstaan. Ek en jy het nodig om dit so deel van ons lewe te maak. Ek en jy het nodig om te weet wie Jesus is, wie hy was, wat het hy hier kom doen, en dit wat hy vandag binne in my en jou lewe is. Ons nodig om te verstaan, regtig, en om te ken deur, en want op die einde van die dag is dit hy wat juis kom bepaal, dit waar ons hande gaan kom aanslaan. Jy sien, Jesus was nie net vir ons 'n bloudruk gewees nie. Nou 'n bloudruk is daai prent, as hulle 'n gebou bou, dan sit hulle gewoonlik so 'n prent daar, en sê hulle daar, dis hoe die gebou gaan lyk. En dan dit wat jy nou daar op die prent sien, dit is wat hulle hier gaan bou. En Jesus is nie net die bloudruk nie. Hy is ook die prototipe. En 'n prototipe, as jy nou gaan kyk, as jy nou kyk na 'n kar, hulle bou 'n kar en hulle ry en hulle ref hom. En hulle sê, brrr, sien, dit is hoe die kar gaan lyk. 'n Prototipe is die eerste van dit wat gaan kom. En Jesus was daai prototipe gewees van dit wat gaan kom, en dit wat die bedoeling was, seun van God, Jesus Christus, die seun van God. Dieselfde bedoeling het God vir my en jou gehad. Hy was die prototipe van my en jou. En dis hoekom dit belangrik is vir my en jou om te gaan verstaan, te sê, maar wag, hoe lyk hierdie prototipe? Wie is dit? Wat is dit? So ek en jy is wanneer ons hom inlaat in ons lewe en hy kom gestalte neem in ons, is dit ons doel, sodat Jesus Christus kom gestalte neem binne in my en jou, as kind van God, seun en dogter van God. Hy kom nie net woning in ons maak nie, hy kom definieer ons. Jy sien, partykeer wanneer ons Jesus gaan soek, dan gaan soek ons hom binne in 'n glaskas, en sê, wow, Jesus, en ek kan nooit daar kom nie, en kyk hoe amazing, hy's great. En eintlik wat hy ons uitdaag om te doen, is om nie om in 'n glaskas te gaan soek nie, maar hy daag ons uit om hom in 'n spieël te gaan soek. En wanneer ons in die spieël gaan kyk, is wanneer Christus stukkie vir stukkie kom gestalte net kom inneem in ons. Ons is takke van dieselfde boom, en die takke van dieselfde boom dra gewoonlik dieselfde vrugte. En ons weet dit. En soos ek nou gesê het, ons doel is juis sodat ons lewe getransformeer kan word, net na hierdie beeld van Christus. En is juis hoekom ons nodig het om dit te wees, want wanneer ons sê dat ons wil mense bereik met die boodskap van Jesus, dan is nie net omdat ons praat van Jesus nie. Ons praat van Jesus, ons praat soos Jesus, ons praat deur Jesus en uit hierdie openbaring net van wat Jesus is. Ek luister so laasweek na Eckhart se boodskap net van Jesus in sy hande. En dit inspireer my regtig so, want dis een van daai boodskappe wat 'n mens regtig luister en jy sê, okay, maar as dit die prototipe is, kom ons kyk wat het Jesus gedoen en hoe inspireer dit my? En Jesus kom en ek wonder partykeer wat se deel, want wanneer ons kyk na die storie van die 5 brode en die 2 visse, en amper het ek dit ook verkeerd, die 5 brode en die 2 visse, dan kyk ons so vas in die wonderwerk, en ons dink, nee, ek kan nie ek kan nie daai doen, maar ek dink partykeer mis ons dat net wat Jesus se hart was. Staan nie voor die mense, en ek dink deel van wat sy hart was, is, die mense het kos nodig, en ons het nodig om hier te help. En ietsie van deernis, en ietsie van sy simpatie, en ietsie van sy passie net vir mense, skemer net daar deur, en ek dink dalk die wonderwerk was maar net 'n praktiese uitvloei net van dit. En is juist daai hart en passie wat nodig het om binne in ons, wanneer ons Jesus verstaan, om deel van ons lewe te raak, daai hart, daai passie. Maar ek dink partykeer dan sit ons en ons kyk so 'n bietjie in ons beperkings vas. Dat wanneer ons in daai situasie is, dan is ons ook maar soos die disippels en sê, nee, ja, ons hier is te veel mense, ons nie eintlik nou kos nie, laat hulle gaan kos kry. En ons kyk so 'n bietjie in ons beperkings vas, en ek dink dit is waar ons partykeer vashak in ons lewe, want jy sien, dis nog altyd God se bedoeling gewees vir ons om te sê, sien hier soos Jesus, dit was nog altyd sy bedoeling dat ek en jy soos hy moet wees. Dis wie hy ons gemaak het om te wees. En ek dink toe gebeur die lewe, en ons word groot, en ons hoor goed, en dinge gaan skeef. En is amper soos toe Adam en Eva daai eerste keer ook oor die lyn getrap het, in sonde.
En ewe skielik, toe begin hulle dinge anders te sien, en ewe skielik is hulle bewus van goeders wat hulle nie veronderstel is om bewus van te wees nie. Ewe skielik sien hulle goeders wat hulle lewe eintlik so kom affekteer, wat eintlik net nooit God se bedoeling was nie. En daarom kom ons op 'n plek, wat ons hierdie passie, of hierdie Jesus wat ons veronderstel is om uit te lewe, of om wat God ons gemaak om te wees, kom ons op 'n plek wat ek dink God besef het, dat die mens het 'n helper nodig. En vandag se boodskap is juist dit. In hierdie tydperk van na die kruisiging, die opstanding tot voor hemelvaart, is Jesus kom hy op 'n stadium en hy is 'n tikkerikkie saam met mense, en ons is eintlik in daai tydperk. As jy op 'n kalender gaan kyk, ons is eintlik in daai tydperk nou. En hierdie stukkie waar ek praat, kom juis in daai tydperk van Jesus se belofte om te sê, hoor hierso, maar eintlik is goed dat ek weggaan. So my boodskap, die Heilige Gees, is my helper. Want ek dink God het verstaan dat mense, dat ek en jy, het 'n helper nodig om juis hierdie uit te leef. In Johannes 16 vers 7, ekskuus, julle gaan nie op die bord kan volg nie, sê Jesus vir sy disippels, hy sê, ek sê vir julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kan kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. So wat Jesus sê is, dis goed dat ek weggaan. Jy sien, Jesus was hier gewees en mense kon fisies na hom kyk. Hier is 'n mens en ons kon kyk en sy besluite en ons kan sy hart en passie en daai sien. En toe sê hy, hoor hierso, maar ek gaan nou weggaan. En dit is belangrik vir my dat ek weggaan, want ek gaan my trooster vir jou stuur. Ek gaan ietsie in jou kom deponeer, dat jy nie weer hoef my te kyk nie, maar jy ietsie van jouself sal besef. Ek wil vir jou 'n helper stuur. En so wanneer ons praat van die Heilige Gees, dan besef ek dat vanoggend is my tema, my helper. En ek hoop jy beleef net ietsie van hoe hy kom en hy vir my kom help en vir jou. En ek weet ons baie wat ons kan sê oor die Heilige Gees, dat hy ons kom bekragtig, Handelinge 2. Ek praat nie vanoggend oor Handelinge 2 se bekragtiging, en ek glo in die volgende paar weke, wanneer ons kom by Pinkster, dan praat ons oor daai. Maar vanoggend praat ons oor Jesus, of die Heilige Gees, my helper. Nou daai woordjie wat hy van praat, en in hierdie vertaling gebruik hy die woord trooster. Nou daai Griekse woord vir trooster is parakletos, en ek glo julle weet dit seker. Maar parakletos beteken juis dit. So para beteken to call, en kletos beteken alongside. So dit is to call alongside. So wat hy so sê, trooster, dan praat hy juist van die Heilige Gees wat kom, en hy kom roep jou op, sodat jy in belyning kan wees met wie hy is. So wanneer ons in tye van verward kom, en wanneer ons dinge vir onsself probeer uitwerk, en wanneer ons in ons eie werke begin staat maak, en ons eie planne begin volg, dan kom sê hy, hoorie, maar wag, jy hoef nie hierdie op jou eie te doen nie. Hier's 'n helper, parakletos, die trooster, wat jou gaan kom help. Selfs in die Ou Testament, in Sagaria, so in die eerste 4-5 boeke van Sagaria, dan praat Sagaria, het hy hierdie visioene wat hy van praat, en selfs daar in die Ou Testament, dan kom vertel hy al reeds vir ons, dat hy vir ons sy Gees kom stuur. So daai eerste paar boeke gaan juis oor die visioene van God wat die Jerusalem gaan kom herstel, die tempel gaan kom herstel, die kerk gaan kom herstel, inteendeel, my en jou lewe gaan kom herstel. En wanneer hy daarvan praat, dan in Sagaria 4 vers 6, dan sê hy nie deur mag of deur krag nie, maar deur my Gees, sê die Here die Almagtige. Sien, ons bou of herbou proses was nooit deel om op jou eie te wees nie. Die kerk is nooit veronderstel om met slim planne en great idees te kom herbou nie, en dit self uit te werk nie. Sien, selfs in my lewe was dit nog nooit God se bedoeling, sodat ek en jy dit self moet uitwerk nie. Selfs Jesus het onder die leiding van die Heilige Gees. En nou Petrus getuig van in Handelinge 10 vers 38, en hy sê, hy praat daarso met Cornelius, hy sê, julle weet van Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Selfs Jesus het nie net gekom en omdat hy God was, het hy kom doen wat hy wou nie. Hy het self die krag van die Heilige Gees saam met hom gehad. So wat kom die Heilige Gees doen? En ek het net so sin geskryf. God gee vir ons die Heilige Gees om deur sy oortuiging en deur geloof ons hulp te wees.
So jy sien die Heilige Gees wat kom, is nie hierdie mag of krag nie. Ons sing nou so en ek was skoon bewoon net terwyl ons sing, want 'n mens regtig beleef die Heilige Gees. En partykeer dink ons dat die Heilige Gees is hierdie misterieuse krag wat daar aan een kant is. En dan wanneer ons hom roep, dan kom hy. En wanneer ons lekker liedjies sing soos vanoggend, dan voel dit, dan kom hy. Jy sien, ek dink dit is wie Jesus is. Die Heilige Gees is. Die Heilige Gees is daai krag wat kom en ons kom bekragtig. Maar ek dink meer as dit is dat hy is hierdie in die warboel van ons lewe. Wanneer dinge die mekaar is en onderste bo is. Jy weet, wanneer ons partykeer voel, maar dinge moet nou rustig en sag wees, ja, hy is daar ook. Maar dit is selfs binne wanneer dinge rof gaan. En ons sukkel om te hoor, is hy ook daar saam met ons. Jy sien, die persoon van die Heilige Gees kies om binne in ons te kom woon. Hy's 'n persoon. Hy's nie hierdie persoon, hy's nie 'n fisiese mens nie, hy's 'n gees. Hy's nie 'n fisiese mens en ek kan besef dat dit moeilik vir ons om regtig onder die knie te kry wie die Heilige Gees is en hoe praat ek dan met hom, maar waar is hy? Hoe lyk hy? Want hy's nie 'n persoon, hy's nie 'n mens nie, hy het nie 'n fisiese liggaam nie. Ons kan hom nie sien en hy het ook nie 'n gewone naam nie. So sy naam is Heilige Gees en ons weet dat hy's Gees, die Gees van God. En hy's heilig. Nou daai Hebreëse woord van heilig beteken om anders te wees, afgesonder. So die Jode verstaan dit so, dat hy's afgesonder, hy's anders as wat ek en jy, as wat die mens is. En is juist daai persoon wat ek en jy in ons lewe het. Jy sien, as persoon het hy ook 'n persoonlikheid. Hy het gedagtes en ons ken die skrif wat sê dat sy gedagtes is hoër as my gedagtes. Hy het ook hy het intellek, hy het emosies en ons lees daarvan dat die Heilige Gees ook gewroeg word. So hy word gewroeg, hy het ook emosies, hy het hierdie persoonlikheid. Hy het 'n wil. En ons lees daarvan dat hy doen die wil van die Vader. So die Heilige Gees wat hier binne in jou woon, hierdie helper wat ons nou van gelees het, hierdie Parakletos het 'n persoonlikheid wat begeer dat ek en jy elke dag op hom staat maak. Elke dag deel maak net van ons lewe. So daar's twee goedjies wat ek nou neergeskryf het wat ek dink hy vir my in my lewe kom beteken. So die eerste ding wat ek voel hy vir ons kom beteken is hy kom oortuig ons. En waarvan oortuig ons? En ek lees sommer so Johannes 15 vers 26. Hy oortuig ons van Jesus. Wanneer die Parakleet, en is interessant dat hierdie vertaling wat ek gebruik die woord Parakleet. Hy sê wanneer die Parakleet kom, wat ek van die Vader af van julle sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. Jy sien, hy kom oortuig ons van Jesus. Jy sê, ek en jy kan stories hoor van Jesus. Ons kan hoor Eckhart se boodskap en sê, hey, dis wat Jesus gedoen het en dit klink fantasties. En ek en jy het nodig om daai oortuiging, daai Gees, daai Parakletos nodig om ons te kom oortuig dat die Jesus waarvan ons praat en waarvan ons in die woord lees, dat dit vir my en jou realiteit is. Sodat wanneer ons sê dat ons moet vertrou op hierdie woord, dan vertrou ons in die oortuiging van die Heilige Gees. Die oortuiging net van Jesus. En ek onthou toe ek tot bekering kom, ek het ook maar, ergens moes ek ook my hand opgesteek het en gesê, yes, ek wil Jesus aanneem as my saligmaker. En ek onthou, ek het altyd kerk toe gegaan, en toe kom ek tot bekering. En ek onthou die dag, of so 2 weke nadat ek tot bekering gekom het, sit ek eendag saam met my vriend daar op sy bed. En ek sê vir hom, François, jy sal nie glo nie, ek het Jesus aangeneem. En luister, en ek hoop dit was vir jou ook so gewees in jou lewe. So skus as ek nou te opgewonde lyk so. Maar ek onthou, ek sit daar en ek sê, luister, jy sal nie glo hoe amazing die skrif is nie. Kom ek lees gou vir jou en ek vat my Bybel en ek sê, lees net gou Jesus om my. Hy sê, ek is nou tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Sien, ek het altyd daai skrif gelees en het was nice, Maar dit is so asof toe ek Jesus ontdek, of toe ek die Heilige Gees en Jesus aangeneem het en die Heilige Gees in my kom woon, toe is dit asof dit lewendig begin word. Dit is asof die oortuiging van die Heilige Gees, die oortuiging van die skrif, die oortuiging van die waarheid, ewe skielik net deels van my lewe. En ek kyk na die skrif en ewe skielik maak dit vir my sin. Ewe skielik is dit vir my, yes man, I can take this. En is nie, kom ek probeer dit gou uit my kop uit ken nie. En ek kan leef dit wat die skrif nou vir my sê. Die kruis is nie die finale punt op ons gelowiges se reis nie. Dit is juist die begin en God wil die volle impak van die kruis in my en jou lewe uitwerk.
sodat ek en jy ook sy getuie kan wees. Soos ons gesê het, dat ons wil die boodskap van Jesus wil ons gaan getuig. En die tweede ding wat ek voel hy ons oor getuig, is hy getuig ons en herinner ons aan ons van Jesus se opdrag. In Johannes 14 vers 26, hy sê die Parakleet, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. Is dit so lekker gewees het as Jesus nog hier was, nee? So lekker gewees het as ons gou by hom kan gaan sit en hy deel van ons mannekampe is en hy's deel van ons dienste en ons kan net sê, sit net gou hier, ek net gou 'n vraagie. Sal dit nie lekker wees dan, en dan sê hy, maar kom ek sê gou vir jou wat jy moet doen. So ek het 'n vriend, interessant, hy het nou 'n boek geskryf. So in die boek se naam is Thieves. Hy's nou besig om dit nou te laat kyk na en af te teken en so aan. En dit gaan oor die twee diewe wat aan die kante van Jesus was in die kruis, en dit gaan oor die storie van die een dief. En is nou eintlik so lekker, is dat hy het nou vir my so 'n paar van sy hoofstukke gestuur wat ek nou gelees het, en is nou so lekker om te weet wie die skrywer is van hierdie boek. Want as ek nou weet wie die skrywer, kan ek nou na Wynand toe gaan en sê, hey Wynand, dis wat gebeur het, vertel gou vir my meer, en hoe daai. En is eintlik wat hier gebeur. Jy sien, die skrywer van die woord, die skrywer van die waarheid, die Heilige Gees, het nou besluit om binne in my en jou te bly. En ek en jy toegang tot die skrywer van die waarheid. En wat hy hierso sê, dat hy sal julle beveel, dit wat ek vir hom gesê het. Die derde ding, hy oortuig ons van die waarheid, en dit bou geloof. Johannes 16 vers 13 tot 14, maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei, want hy sal nie uit homself praat nie, maar hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang, aan julle bekend sal maak. Jy sien, die Heilige Gees kom, en hy kom bou ons geloof. Daai skrif in Romeine 10 vers 17 wat sê dat geloof kom deur die prediking en die prediking van die woord van God. Is wanneer ons sê waar geloof vandaan kom, die prediking van die woord van God, is nie die logos woord van God nie, dis nie die geskrewe woord van God wat ons hoor nie. Dis die rema woord van God. Dis wat God vir ons sê. En jy sien, dis juist daar dat hy oortuig ons van die waarheid. Is juist dat ons geloof sal bou wanneer ons sy waarheid in die woord hoor, wanneer hy ons juist kom oortuig net van dit. So ek glo die Heilige Gees kom en hy kom oortuig ons van bekering af. In ons hele pad, in ons stap, kom oortuig hy ons van die waarheid. En die tweede ding, wat ek glo hy vir ons mee kom help is, of wie hy is hy is ons helper. En ek gaan nou sommer 'n bietjie hulp nodig hê, terwyl ek nou praat van die Heilige Gees, die helper. Ek wil jy met 'n prentjie kry van wanneer jy vandag jy uitstap, wie eintlik jy uitstap. Daai skrif Johannes 16:7 wat ek nou gelees het, in die Amplified, dan vertel hy dit so klein bietjie anders. Hy sê, but I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper. En dan in die Amplified, dan sit dit so bietjie, hy verduidelik so bietjie meer, wat bedoel ons met die helper? Dan sê hy, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby, will not come to you, but if I go, I will send him, the Holy Spirit, to you, to be in close fellowship with you. So ek moet hê jy moet hierdie prentjie gou saam met my kry, dis nou waar ek jy hulp gaan, sommer die hulp genoeg hê. Eckhart, as jy lus om op die verhoog te staan. So dink net gou so daaraan, hy gee vir ons 6 woorde hierso. Die eerste wat hy vir ons gee is comforter, trooster. Jy sien, is juis in sy teenwoordigheid wat ek daai vertroosting ontvang, wat ek sy comfort ontvang. Dis juist waar ek waarheid, en is juist die comfort wat ek binne in sy waarheid ontvang. Dis juist in die hoop wat hy vir my kom bring. So Eckhart is nou nie meer Eckhart nie, hy is nou comforter. So hy is my comforter. En oral waar ek gaan, kom my hoop saam met my. Oral waar ek gaan, kom die vertrooster, die comforter, die een wat my in die waarheid kom rustig en veilig hou. Stap hy saam met my. Ag, Chanty sê sommer. Die tweede een wat hy daar vir ons noem is advocate. Is in die advocate in Lukas 12 vers 11, hy sê, wanneer julle voor sinagoges en owerhede en gesagvoerders bring, moet julle nie bekommer oor hoe of waarmee julle gaan verdedig
of wat julle gaan sê nie, want die Heilige Gees sal julle op daardie oomblik leer wat gesê moet word. Die advocate. Sien, Jesus sit juist daar by die Vader van die voete van die Vader. En hy's besig om vir ons in te tree daar, en die Heilige Gees is hier binne my en jou, binne ons hart. Besig om ons te oortuig, besig om ons te verdedig, besig om vir ons waarheid en ons juist ons vryheid te kom bevestig. Advocate. Dis wanneer ek deur moeilike tye gaan, wanneer ek begin leuns glo, dan kom die advocate en hy sê, kom ek vertel vir jou. Kom ek oortuig jou. Die derde ding is raadgewer Skus, ek het nie uitgelos. Jy's die intercessor. Hy sê wanneer ons nie weet wat om te bid nie, dan kom die intercessor. Dan kom tree hy vir my in, Romeine 8 vers 26. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons. Sien, die Heilige Gees is juis in ons. Maar ons nie weet wat om te bid nie, en ek dink so in my eie lewe. Is baie keer dan bid ons vir mense en wanneer ek vir mense bid, dan weet jy nie altyd wat om te bid nie. En vir my is dit altyd so, jy begin sommer net te bid en dan op 'n stadium dan voel jy net, hier's 'n simpel gedagte. En dit is asof die Heilige Gees jou net kom lei. Wanneer jy weet wat om te bid nie, die intercessor is dan daarso. En dan raadgewer. Ag Johan, sê jy sommer raadgewer. Hy's daai GPS vir ons. 'n Raadgewer. Jy sien 'n GPS kom en hy kom wys jy, hy sê gaan hier so links. Skus, dit was regs. Gaan hier so regs. En daar gaan jy links. En die GPS wat hy kom doen is, en dis wat die Heilige Gees kom doen, die raadgewer. Hy kom gee ons advies. Sien, wanneer ons partykeer die verkeerde pad vat, dan sê hy, in 100 meter, as dit veilig is, maak 'n U-draai. En hy skree dit nie, en hy sê nie jou sleg ding, en hy doen nie dit nie. Hy is ons raadgewer. Hy droom goeie drome oor ons. Hy weet die pad wat hy vir ons het. En ons het so die raadgewer in ons lewe nodig. Daar's 'n skrif, Jesaja 11 vers 2, hy sê die Gees van die Here sal op hom rus, die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Hy is ons raadgewer, hy is ons GPS, hy is ons krag. Efesiërs 3 vers 16, ek bid dat hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Ek onthou ons het krag nodig. Sê vir ons krag kom wees seef. Kom wees ons krag, sien ons die grootste enige kies. Hy is ons krag. Dis wanneer dit moeilik gaan en wanneer ons op ons swakste voel. Ek onthou in COVID was daar so 'n tyd in ons lewe gewees. Ons finansies was ook nie eintlik waar dit moes wees nie. Maar ek kan vir jou dit sê, hierdie skrif in Efesiërs, wat ek nou gelees het, Efesiërs 3. Ek onthou in daai oomblik is finansies, ons nie finansies nie en ek onthou baie stilte tyd gehou. Ek onthou op 'n stadium sê die Here vir my dat Barend is, moenie vergeet om vrug te dra nie. In daai oomblik. Ek dink vrug dra. Ek voel useless. Hoe gaan ek nou vrug dra? En die Here daag my uit en elke dag bel ek 3 ouens. En in hierdie COVID tyd waar dinge eintlik taaf gaan, ons finansies eintlik ook nie sin maak nie. Deur sy krag. Kom hy en ek bel ouens. Ja, en ek kan advies gee, nie bemoedig. Ek kan eintlik krag wees vir iemand anders wat dalk in dieselfde situasie is as ek. En dis wat die Heilige Gees kom doen. Maar ons om toelaat om die krag in ons lewe te wees. Dan spoel dit oor. En die laaste enetjie is standby. Daai woord parakletos in die Griekse militêre term, en dan verwys hy juis na 'n soldaat. Sê hy vir ons 'n standby kom wees. Dan jy 'n standby wat jou rug het, wat altyd saam met jou gaan. En dis eintlik oorkoepeling oor al hierdie. Ek hoop jy sien ietsie vanoggend raak. Esther, want ek weet nie, dalk probeer jy nog dinge in jou eie lewe self uit te figure. En ek wil vir jou dit sê, is dat wanneer jy vandag hier uitstap, wanneer jy môre by 'n moeilike afspraak instap, wanneer by jou huis kom en jy gekonfronteer is met 'n huwelik wat dalk nie te maklik is nie, wanneer jou finansies dalk nie heeltemal lyk soos wat dit moet lyk nie, dalk selfs wanneer dit goed gaan. Luister, wat ek vir jou sê, staan jy nie alleen nie.
En loop jy met hierdie ouens saam met jou. That's the Holy Spirit. Ek wil vir jou sê dat hy die begeerte het, dat jy elke dag so in sy oë sal kom kyk. En hy staan hier reg en sê, wat het jy nodig, my kind? Wat is dit? Het jy my standby, het jy krag nodig? Het jy die advocate nodig? Het jy die raadgewer nodig? Kan ek vir jou sê, jy's toegerus, wanneer jy die Heilige Gees in jou het, wanneer Jesus sê, ek stuur my hulp, het hy hierdie vir jou gestuur. Dankie julle. Welkom te gaan sit. Ons gee vir 'n hande klap. Ek en jy, ek dink probeer te vergeefs om hierdie lewe aan te pak. Ek en jy het nodig in hierdie journey saam met hierdie manne aan te pak. Ekskuus vrouens, ek kon 'n vrou ook gebruik. Ek hoor jammer, ekskuus as julle nou offense, maar nou nie, julle kan dit ook doen. Ek weet, ek moes dalk 'n vrou vir 'n strand gevat en dan sê julle. Jy sien, is juist daai die Heilige Gees en sy oortuiging, is selfs jy sy hulp wat ons nodig het. Sodat ek en jy Jesus Christus daar buite kan wees. Dis hy wat ons kom definieer. Hy is ons hulp. Hy is die een wat ons dra. Kom ons sluit sommer ons oë. En ek wil sommer vanoggend, wil ek nou nie 'n ongemaklike stilte of so veroorsaak nie. Maar ek wil ook vir jou vra, dat ons gaan sommer so 'n minuut net stil wees, terwyl Marlies speel, maar ek wil jou sommer vanoggend vra, want dit kan sommer vanoggend begin. Dalk sit jy hierso en jy voel, maar ek het eintlik die raadgewer nodig vanoggend. Ek het dalk die krag nodig vanoggend. Maar terwyl ons so stil is, wil ek jou net vra, wil jy nie vir 'n oomblik net in sy oë kyk nie? Heilige Gees wat hier binne in jou is, het hom 'n geleentheid gee om in jou hart te kom werk, om jou te kom praat. En ek weet hy stel nie teleur nie. En ek weet sommer uitdaag dat selfs in hierdie oomblik, as jy jou foon moet vat om 'n nota te maak vir dit wat jy nou hoor, wil ek jou uitdaag om dit te doen. En ek wil sommer in hierdie oomblik, terwyl jy gesluit is, wil ek sommer sê, as jy dalk hier so sit en jy sê, Barend, maar jy praat van Jesus. Dalk voel jy die oortuiging vanoggend. Dalk is Jesus nog nie 'n realiteit in jou lewe nie. Dan wil ek ook sommer 'n gebed saam met jou doen vanoggend. So kan ek jou vra dat jy sommer met jou hand so in die lug sal steek en net vir my 'n aanduiding gee. En dankie vir die hande, julle is welkom te laat sak. En dit is so lekker om 'n paar hande te sien. Dalk nog 'n geleentheid, as jy hier so sit en jy voel, die Heilige Gees praat vanoggend met my. Jy is welkom jou hand in die lug op te steek en weer te laat sak. En daar was 'n paar hande wat opgegaan het, maar in hierdie oomblik wil ek 'n gebed saam met jou doen en kan ek sommer vra dat ons as 'n gemeente net saam met hierdie hande of saam met hierdie mense net hierdie gebed sal bid. So bid net agter my aan. Heilige Gees, dankie vir die oortuiging dat Jesus aan die kruis gesterf het. Ek kies vandag om my lewe aan U te wy en om die deur van my hart oop te maak. Ek nooi U in as my verlosser en saligmaker. Dankie dat ek U kind kan wees. Dankie dat ek 'n lewe van intimiteit met U kan hê. Dankie vir die Gees wat elke tree saam met my stap. Ek bid dit in geloof en ek bid dit in die naam van Jesus. En almal sê amen. Kom ons gee 'n hande klap vir daai hande wat opgegaan het. Dankie.